Prys die Here. Halleluja, welkom almal. Ek is so bly julle is hier. Ek wag al van vanoggend af vroeg vir julle om te kom en ek so bly julle het opgedaag. Prys die Here. Halleluja. Gelukkige opstandingssondag. Prys die Here dat Jesus opgestaan het vandag. En die opstanding is ons bewys dat ons vergewe is van al ons sondes. Die opstanding is die bewys dat ons nou die geregtigheid van God in Christus is. Die kruis was die betaling, soos ons almal weet. Die kruis was die betaling en die opstanding is soos die bewys van betaling. Halleluja. En dan die feit dat Jesus sit aan die regterhand van die Vader, is waar die geld nou in jou rekening wys. Jy weet, dit wys nou daar. Hy sit aan die regterhand van die Vader. Prys die Here. So ek wil vinnig vir julle uiteensetting gee van Pasga, van die laaste paar dae wat ons nou verby is. En dit sê, wat het die donderdag aand gebeur? Dit was die laaste Pasga. En dit was die laaste ete wat Jesus met sy disippels gegee het, voor sy sterf op die kruis. So, Jesus eet die Pasga saam met sy disippels, in die boventrek. Dis wat hy gedoen het die donderdag aand. En dan die eerste deel van die nagmaal, wat gebeur, hulle eet die brood. En toe na hulle die brood geëet het, was Jesus die disippels se voete. En Judas se verraad word geopenbaar. Daarna is dit die tweede deel van die nagmaal, waar die beker gegee word. En dan na dit, sing hulle 'n lofsang en hulle vertrek na die Olyfberg. Na dit gee Jesus die nuwe gebod vir sy disippels. En toe is daar 'n stryery oor wie die grootste moet wees onder die disippels. Jesus profeteer toe die verstrooiing van die 12 en toe gee hy ook 'n profesie oor Petrus wat Jesus verloon. En die laaste bediening aan disippels en gebed gee Jesus toe. En toe is dit Jesus se angs in Getsemane. En na dit natuurlik is Judas wat Jesus verraai en Jesus word gearresteer. En hierso kan jy sien is die angs van Jesus in Getsemane. En dit is waaroor ons gaan praat vandag. Maar wat gebeur ook met die kruisiging? Die Vrydag is dit die kruisiging. En Jesus word eers voor Annas gebring. Wat die skoonpa is van Caiaphas. En toe is dit Petrus se 3 ontkennings. Daarna met dagbreek word Jesus voor Caiaphas gebring. En toe word Jesus voor Pilatus gebring. Daarna word Jesus na Herodes gestuur en terug na Pilatus. En toe is Pilatus om die Jode tevrede te stel, veroordeel hy Jesus. En Jesus word bespot deur die Romeinse soldate. En toe sit Judas se dood. Na Judas se dood word Jesus en Simon dra hulle die kruis na Golgotha. En Jesus bedien op pad na Golgotha vir die vrouens. Sê hulle moenie huil nie. En dan is dit die kruisiging. Hierso het ons 'n prentjie van die kruisiging. Na die kruisiging is dit Josef van Arimatea en Nikodemus wat Jesus begrawe. So jy kan sien al klaar, daar word baie kere bewys dat Jesus dood is. Eerste is die spies wat deur Jesus se sy gaan en die hoof van 100 sê Jesus is dood. En toe het Nikodemus en Josef het natuurlik Jesus gesalf en sy liggaam gevat en hulle was baie seker dat hy dood is. Toe begrawe hulle hom. En toe was die Fariseërs bang dat Jesus sy disippels sy liggaam gaan vat of dat hy uit die dood gaan opstaan. So toe, wat doen hulle toe? Toe het hulle 'n wag gesit by die graf en hulle die graf verseël. Maar voordat jy die graf kan verseël, moet jy eers seker maak wat jy daar binnekant verseël reg is, dat dit dood is. So toe die soldate ook seker gemaak dat Jesus dood is. En dan natuurlik die Sondag is dit die opstanding. En die vroue kom na die graf. En daarna het Maria Magdalena vertel vir Petrus en Johannes wat sy gesien het by die graf. En dan ander vroue sien engele by die graf en Petrus en Johannes hardloop na die graf.
En Jesus verskyn aan Maria Magdalena, en Jesus verskyn toe aan ander vroue ook. En die wagte rapporteer die opstanding. En Jesus is met 2 disippels op pad na Emmaus. Daarna verskyn Jesus aan die disippels, maar Thomas is afwesig. En toe, die Sondag daarna, verskyn Jesus aan die disippels weer, maar Thomas is teenwoordig. En toe verskyn Jesus aan 7 disippels by die see van Galilea, en toe verskyn Jesus op een slag aan meer as 500 broers. En toe gee Jesus sy disippels sy laaste opdragte, en soos ons weet, 40 dae na sy opstanding, toe sy die hemelvaart. So dit is basies die Easter story, die Pascha story in 'n uiteensetting, vinnig vir julle. Natuurlik, as ons elke een van hierdie punte, kan jy 'n hele preek oorgee. Maar vandag, voor ek voortgaan met my vorige preke, waar ons praat oor agona. En wat is agona? Agona is 'n wedstryd. Dis 'n wedloop. En dis waaroor ons praat. En ons gaan vandag praat oor Jesus se wedloop, Jesus se wedstryd. Ons het begin verlede keer, maar ons gaan voort vandag. Sjoe. So, Hebreërs 12 vers 1 sê vir ons, en verlede keer het ons op hierdie vers gefokus, en het sê, daarom dan, omdat ons ook so 'n groot skare van getuies het, wat ons omring, laat ons ontslae raak van elke hindernis en die sonde wat ons maklik verstrik, en laat ons met volharding die wedloop wat voor ons voorlê hardloop. En soos ons weet, hierdie woord wedloop is agona. Is nou die 4de keer wat ons oor hierdie woord praat. En agona praat van 'n wedloop wat baie worsteling vat. Dis eintlik in daai dae was 'n wedloop kon ook vertaal word as 'n stoeiery, 'n geveg. Maar wat is hierdie wedloop? Hierdie wedloop is 'n wedloop van die geloof. En wat is die geloof? Dat ons regverdig is deur geloof. Ons is nie regverdig is omdat ons die wet onderhou nie. Ons is regverdig is omdat ons glo in wat Jesus gedoen het op die kruis. Nou ons het dieselfde opstandingslewe wat Jesus uit die dood opgewek het binne in ons gees, omdat ons glo, omdat ons regverdig is deur geloof. En God gee ons uithou vermoë om te hardloop op hierdie wedloop, hierdie wedstryd van geloof. Halleluja. Vers 2 het ons oor gepraat verlede keer, en dit sê, en ons aandag vestig op Jesus, die grondlegger en volëinde van die geloof, wat ter wille van die vreugde wat vir hom in vooruitsig gestel is, die kruis verduur en die skande daarvan geminag het, en aan die regterkant van die troon van God gaan sit het. Prys die Here. Wie is die vreugde van die Here? Ons is die vreugde van die Here. Want die Here het gesien dat omdat ons glo, sal ons gered word deur sy werk wat hy doen. Dan vers 3 sê, dink dan aan hom wat sulke vyandigheid van sondaars teen homself verduur het, sodat julle nie ontmoedig raak en opgee in jou siel of gemoedere nie. En dis presies wat ons doen, en ons het oor dit gepraat verlede week, maar vandag fokus ons op vers 4. En vers 4 sê, julle het nog nie ten bloede toe teenstand gebied in julle stryd teen die sonde nie. Dink daaroor, julle het nog nie ten bloede toe teenstand gebied in julle stryd teen die sonde nie. So Jesus het so intense angs en stres ervaar, dat sy sweet soos bloed geword het. Dit het letterlik bloed geword, hy druppels bloed gesweet, omdat hy soveel angs en stres op hom gevat het. En die vorige verse nou in Hebreërs 12 vers 1 tot 3, wys vir ons, dat Jesus die hoogste voorbeeld is, van iemand wat stres en al hierdie angs en alles kan verduur en vat. En ons het nêrens naby gekom aan die soort stres en intensiteit van stres wat Jesus gevat het nie. Selfs so het jy 'n verskriklike erge probleem of 'n moeilikheid,
bitter min mense het al ooit so gestres, dat hulle sweet bloed geword het. En daarom, as wat Jesus gedoen het, vir hom gewerk het, kan ons probleme, wat nie naby so erg is, ook uitgesorteer word, of die Here kan ons help met ons probleme, as hy vir Jesus gehelp het, met wat hy moes deurgaan. En die rede hoekom ek sê dat die Here vir Jesus gehelp het is, ons gaan kyk na die tuin van Getsemane, en in die tuin van Getsemane was Jesus onder so intense stres en angs, dat hy eintlik nie vorentoe kon beweeg nie. Hy is op daai moment, was dit amper, kon hy nie meer verder gaan nie. Hoekom? Want hy het soveel stres, soveel angs gehad, die oorlog was so erg in sy gedagtes, sy emosies, in sy gees, dat hy nie die krag gehad het om vorentoe te beweeg nie. Maar toe wat gebeur? Toe die Here vir hom krag gegee. En ons kan daarvan lees in die tuin van Getsemane. Die eerste plek, Getsemane, is 2 Hebreëse woorde. Die eerste woord is gat, of eintlik gat, en gat beteken 'n pers, beteken om te verdruk, te druk. Dis waar ons jy nou die winepress kry, die oliepers, jy weet. En dan, shemen beteken olie. En shemen word gespel shin, mem, noon. Nou van regs na links. Regs na links, shin, mem, noon. Sê saam met my, shin, mem, noon. Dis shemen. So, Getsemane beteken letterlik 'n oliepers. 'n oliepers. En die tuin van Getsemane is 'n heilige plek, waarvan ons in al 4 evangelies hoor, van hierdie angs wat Jesus deurgegaan het in Getsemane. En dit praat van Jesus se pyn en angs en worsteling, terwyl hy gebid het. En wat het gebeur? Toe die Vader hom bonatuurlike krag gegee, en hoe het hy dit ontvang? Deur 'n engel. 'n Engel het vir hom hierdie bonatuurlike krag gebring, sodat hy die Romeinse geeseling, die kruisiging en die graf kon verduur. Nou dink net daaraan, net die geeseling sal meeste mense doodgemaak het. Meeste mense sterf eintlik by die geeseling. Hoekom? Want soveel van jou vel en are en bloedvate word oopgeskeur, dat meeste mense sterf van hulle dehydreer of hulle bloei net hulle self dood. So net die feit dat Jesus al klaar die geeseling deurgegaan het, wys jou al klaar hoe hy die bonatuurlike krag van die Vader ontvang het, deur 'n engel wat dit vir hom gebring het. En vandag wil ek vir jou sê, dat dieselfde goddelike bystand vir jou beskikbaar is, wanneer jy God om hulp vra. So die nag wat Jesus verraai is, het Jesus een kant toe gegaan en gebid. En die angs wat Jesus in die gesig gestaar het, was so intens. Die gedagtes, emosionele en geestelike stryd wat Jesus daardie laaste nag in die tuin van Getsemane beleef het, was oorweldigend. En ons lees daarvan in Lukas 22 vers 44. En dit sê, hy is deur intense angs, sê intense angs. Intense angs oorval, en het nog ernstiger gebid. Sy sweet het soos druppels bloed op die grond geval. Nou die woord intense angs is agonizo. Agonizo. Hierso word dit gespel agonia, maar het kom van die woord agonizo. En agonizo, soos ons al 'n paar kere gesê het, al 'n paar weke terug, dit beeld 'n stryd, 'n geveg, 'n worsteling, 'n groot inspanning of groot beywer uit. En in die Nuwe Testament is dit gebruik om die idee van angs, pyn, nood en konflik oor te dra. En dit is waar ons die Engelse woord agony kry. So die woord agonizo kom van die woord agon, soos julle daar sien, agon.
En agon is 'n Griekse woord wat die atletiese konflikte en wedlope en wedstryde in die antieke wêreld beskryf het. En hierdie wedstryde, wedlope, kompetisies was natuurlik verskriklik intens. Baie mense het gesterf in hierdie atletiese kompetisies. En die gebruik van hierdie woord laat ons weet dat Jesus in hierdie spesifieke tyd, in hierdie spesifieke oomblik, in die stryd van sy lewe gewerp is. Dit was eintlik die stryd van die eeu, die stryd van die heelal, die stryd van alle tye. Hoekom? Want as Jesus hier besluit het, hy wil nie voortgaan nie, dan hoef hy nie voort te gegaan het nie. Hy sê self, hy kon gesê het, hy hoef nie voort te gaan nie. So dit was 'n tyd van geweldige angs, pyn en stres. En as jy julle kyk na die woord, en het nog ernstiger gebid. Die woord ernstig is ektenes. Sê ektenes. Nou ektenes beeld uit iemand wat uitgerek, uitgestrek op die grond is. Uitgestrek is, uitgerek is. En dis letterlik wat Jesus gedoen het in hierdie prentjie. Hy het homself uitgestrek. Soos die Bybel sê, hy het gaan kniel, maar toe het hy letterlik onder die intense druk, die intense angs, al daai stres wat op hom gekom het, daai gewig, het letterlik op die grond gaan lê en gebid. En dan sê dit weer in Lukas 22 vers 44, sy sweet het soos druppels bloed op die grond geval. En daai woord daar vir druppels is vrombus. Nou julle kan al klaar hoor, vrombus is waar ons die woord vandaan kry, trombose. In die Afrikaans, trombose. En dan trombose is natuurlik 'n mediese woord wat verwys na bloed wat dik word en baie kere vorm dit natuurlik 'n stol en dan vorm dit klots, jy weet. En hierdie klots kan strokes veroorsaak en hartaanvalle, beroertes. Maar Jesus se bloed, toe het nou uitgekom in die sweet, het dit so dik gelyk dat die Bybel dit 'n vrombose noem. So hy dik druppels bloed gesweet. En natuurlik hierdie is 'n werklike mediese kondisie wat hulle noem hematidrosis. Hematidrosis of hematidrose as jy nou seker in Afrikaans moet sê. Hematidrose. En hematidrose is letterlik waar die twee boonste laag van jou vel skei van mekaar. En dan word dit vol bloed. En dan omdat dit vol bloed word, dan gaan dit in jou sweetsakkies in jou sweet in, dan word dit gemeng met jou sweet, dan sweet jy letterlik bloed en sweet. Maar hierdie gebeur net onder intense stres. En dit gebeur nie met baie mense nie, want meeste mense ervaar nooit hierdie intense stres nie. Maar Jesus het hierdie intense stres ervaar, waar letterlik die boonste laag van sy vel geskei het van sy liggaam en het vol bloed geword. En toe sweet hy hierdie groot druppels bloed. Maar hoekom is hierdie belangrik? Hoekom is hierdie belangrik? Want Jesus se bloed is nie net enige bloed nie. Soos ons weet, die bloed van Abel, toe die bloed van Abel geval het op die grond, sê dit vir ons dat die bloed 'n stem gehad het. So bloed praat. Sê bloed praat. Jou bloed praat. Nou Abel se bloed het wat gesê? Wraak. Hierdie ou het my doodgemaak. Ek wil wraak hê. Maar natuurlik Jesus se bloed, as Jesus sweet, dan wat sê sy bloed? Vergifnis, bevryding, redding. So toe Jesus bloed gesweet het en het op die grond geval, wat het gebeur? Hy het ons bevry. Hy het ons verlos. En waarvan het hy ons bevry en verlos? Van stres. Want wat sê die Bybel? Dat ons sukses sal behaal deur stres. Ons sal inkomste behaal deur stres. Maar Jesus het ons bevry van stres. So dit beteken jy kan nou goeie sukses behaal sonder die stres. Jesus het jou verlos van stres. En ons lees dit in Genesis 3 vers 19. En dit sê met sweet aan jou gesig sal jy brood eet, totdat jy terugkeer na die grond. Want daaruit is jy geneem. Ja, stof is jy, en tot stof sal jy terugkeer.
Maar wat sien ons in Lukas 22 vers 44? Sweet en ons sien grond weer. Maar hierso het Jesus bloed gesweet en toe val hierdie druppels bloed op die grond. So Jesus het ons verlos van stres. So jy kan nou goeie sukses hê sonder om te stres. Prys die Here. Dit beteken nie jy werk nie, jy werk nog steeds, maar jy werk sonder om daaroor te stres. In Lukas 22 vers 42 sien ons dat Jesus het na die Vader geroep om hom te help. En hy sê, Vader, as U wil, neem hierdie beker van my af weg. Laat nogtans nie my wil nie, maar U wil geskied. En toe wat doen die Vader? Die Vader stuur toe vir Jesus 'n engel. Hy het Jesus met bonatuurlike krag gevul. Lukas 22 vers 43 sê dit, daar het 'n engel uit die hemel aan hom verskyn en hom versterk. Sê versterk. So wanneer jy vir die Here vra om jou te help, wat gebeur? Hy stuur vir jou 'n engel om jou te versterk. Die woord versterk is ischios. En ischios beteken om krag te verleen, om iemand te bemagtig, om 'n persoon met hartlikheid te vul of om iemand 'n hernuide lewenskrag te gee. Alhoewel 'n mens dalk uitgeput en moeg voel, kry hy skielik 'n ontploffing van energie. So sterk dat hy dadelik herlaai en gereed is om op te staan. Dis soos hierdie nuwe selfoon charges wat daai selfoon sommer vinnig tot 100% charge. En dan omdat jy herlaai is en gereed is, kan jy weer probeer. Jy kan weer aan die gang kom. En God die Vader het 'n engel uit die hemel gestuur wat Jesus met mag vervul het. Toe die engel verskyn en Jesus versterk het, was hy onmiddellik herlaai en gevul met lewenskragtigheid, wat hom in staat gestel het om op te staan en vorentoe te beweeg. En dit is wat ons vind Jesus gedoen het in Markus 14 vers 42, dat nadat Jesus deur die engel met krag vervul is, het hy opgestaan en na sy disippels gegaan wat besig was om te slaap en gesê, staan op, laat ons gaan, kyk, die een wat my verraai is naby. So toe kon Jesus weer opstaan. Net 'n rukkie voordat die engel gekom het, was hy op die grond, hy het geen krag gehad nie. Toe kom die engel, toe versterk die engel hom. Toe sê hy, staan op vir sy disippels. So as jy deur groot moeilikheid gaan, weet Jesus hoe jy voel. En hy wil jou help. As jy tans enige soort stresvolle situasie of probleem ervaar, verstaan Jesus presies, omdat hy dieselfde situasie en nog erger in die tuin van Getsemane in die gesig gestaar het. Jesus was onder so intense druk, dat hy druppels bloed gesweet het. En hy sal jou help, as jy na hom uitreik en hom vra, as jy hom vra vir sy hulp. Prys die Here. Nou, soos ons gesê het, die tuin van Getsemane is 2 woorde. Onthou julle nog, dit is Gad en Shemen. Gad is 'n pers, Shemen is olie. En Shemen word gespel Shin Mem Nun. Nou hoekom is dit belangrik? Want olie verteenwoordig salwing. En soos ons weet, Jesus Christus is Hamashiach, en Hamashiach beteken die gesalfde. Die een wat die shemen op hom het, hy het die olie op hom, hy's gesalfd. Nou, hoe vra jy vir Jesus vir hulp? Want ons vra vir die Vader, ons vra vir Jesus vir hulp. Hoe vra jy die Here vir hulp? Natuurlik kan jy sê, Here, help my, dis ook reg, maar die beste manier is om eintlik die Bybel te verklaar. Die Bybel te lees en te verklaar met jou mond, hardop te verklaar. En natuurlik, omdat ons in Christus is ons in die gesalfde, vat jy die salwingsolie en jy salf jouself.
En as jy kyk na Psalm 91 vers 9 sê dit: Ja, U Here is my skuilplek. Die Allerhoogste het jy jou woning gemaak. So hoe maak jy die Allerhoogste jou woning? Hoe maak jy die Allerhoogste jou woning? Die vers self gee vir ons die antwoord. As jy kyk in die Hebreëus, sê dit shemen, olie. So jy maak die Allerhoogste jou woning deur om in die gesalfde te wees, deur om in Christus te wees. En dan verklaar jy dit, jy bevestig dit deur jouself te salf met die olie en ook net om dit te verklaar, te sê baie dankie Here dat U my skuilplek is, baie dankie Here dat U my woning is. En dan, jy kan natuurlik die hele Psalm 91 verklaar, of selfs net vers 10 tot 13, wat sê, onheil sal jou nie oorval nie, en 'n plaag sal nie naby jou tent kom nie, want hy sal sy engele oor jou opdrag gee, om jou te beskerm op al jou paaie, op die hande sal hulle jou dra, sodat jou voet nie teen 'n klip stamp nie. Op leeu's en horingslange sal jy trap, jong leeu's en slange sal jy vertrap. So wanneer jy jouself salf met die olie, wanneer jy verklaar, dankie Here dat ek in U is, dat U my woning is, U is my bergskuiling, my rotsvesting, my skuilplek, wat gebeur? Dan stuur die Here sy engele, en wat doen hierdie engele? Hulle versterk jou, soos ons nou net gelees het. Hulle gee jou weer energie, hulle herlaai jou met krag, met lewenskrag, met energie. En hulle beskerm jou teen elke onheil en elke plaag. En daai plaag is, party vertalings vertaal dit letterlik as violence, geweld. En ander vertalings vertaal dit as siektes, pestsiektes. So enige onheil en enige soort plaag. En letterlik daai woord plaag is ook waar ons die scourging vandaan kry, waar Jesus geslaan was, gescourged was. So Jesus het jou bevry van die plaag, van die scourging. Prys die Here, kom ek wys vir julle die shemen in Psalm 91 vers 9. So hierso, soos ons gesê het, shemen word gespel shin, mem, nun. Sê shin, mem, nun. So nou in Hebreëus het jy iets wat jy noem acrostics. En acrostics is waar jy 'n woord spel in 'n vers, maar jy kan dit nie sien, jy kan dit net sien, natuurlik as die Heilige Gees vir jou wys, maar dit is weggesteek, acrostics. Maar acrostics het ook 'n ding wat hulle noem equal distance number sequencing, letter sequencing. So hierso het jy die shin. Nou, as jy die woord moet spel, moet daar presies dieselfde hoeveelheid letters tussenin wees om die woord te spel. So hierso het jy die shin, dan het jy 1, 2 letters, en dan het jy die mem. En dan het jy 1, 2, en dan het jy die noon. En noon lyk so, as hy in die middel of in die begin van die woord is. As hy by die einde van die woord is hy so lank. So jy het shin, 1, 2, dan het jy mem, 1, 2, en dan het jy noon. So dit spel uit shemen, dat hoe maak jy die Allerhoogste jou woning? Deur om in die shemem te wees, deur om in die gesalfde te wees, met olie gesalf te wees. Halleluja. So prys die Here, so jy maak daai verklaring, jy doen dit elke dag. Jy sê baie dankie Here, want jy kan nie die Here se beskerming, sy hulp, sy versterking as niks beskou nie. Don't take it for granted. Sê baie dankie Here vir U krag, baie dankie Here vir U versterking, baie dankie Here vir U beskerming. En dan salf jy jouself met olie en dan verklaar jy Psalm 91. As Psalm 91 vervelig raak, daar soos hoeveel vertalings, verklaar elke dag 'n ander vertaling. Ek bedoel, as soos honderde vertalings. Prys die Here. Nou, hierdie engele wat jou versterk, hierdie engele wat jou beskerm, wat se soort engele is hulle? Hulle is magtige engele. As jy kyk na Matteus 26 vers 53, sê Jesus daar: Of dink jy nie, ek kan maar net my Vader aanroep en hy sal dadelik meer as 12 legioene engele tot my beskikking stel nie. Nou hoeveel engele is 12 legioene?
Dis 72.000 engele. 72.000 engele. Nou, hoeveel soldate, hoeveel Romeinse soldate het gekom om Jesus te arresteer? 300 tot 600. Maar ek glo hulle het 600 gebring. En natuurlik het hulle ook die tempel se offisiere ook gebring. En natuurlik ander mense het ook gekom soos Malchus en Judas en ander mense. So daar was heel moontlik 700, meer as 600, heel moontlik 700 mense wat gekom het. Soldate met swaarde en spiese en skilde. En hulle volle wapenrusting aan om Jesus te kom arresteer. Maar het Jesus vir Petrus of enige ander disipel of enige iemand anders se hulp nodig gehad? Petrus, wie nie eintlik goed kan veg nie, want toe hy probeer om iemand se kop af te kap, toe kap hy die ou se oor af. Nee, hy het nie enige iemand se hulp nodig gehad nie. Hoekom? Want hy kon onmiddellik roep en daar sal 72.000 engele gekom het om hierdie paar ouetjies 700 ouens dood te maak. En eintlik, Jesus het eintlik nie eens die engele nodig gehad nie, want toe hulle vra, wie is jy? Jesus vra, wie soek jy voor? Toe sê hulle, ons soek vir Jesus van Nasaret. Toe sê hy, ek is, wat natuurlik die ek is God se naam is. Toe wat gebeur? Toe val hulle plat. Toe val hulle om van die teenwoordigheid van die Here, net deur Jesus se verklaring van dat ek is. Toe val hulle almal plat. Toe sien Petrus, dis sy kans om 'n paar van hulle dood te maak. Toe probeer hy, hy kon nie eers Malchus se oor afkap terwyl hy op die grond gelê het nie. Of sy kop afkap nie. Maar as jy kyk, 1 legioen is 6.000 engele, 12 legioene is 72.000 engele, maar kort jy 72.000. Die Bybel sê net 1 engel was genoeg. As jy kyk na Jesaja 37 vers 36, sê dit dat 1 engel alleen het 185.000 soldate in 1 nag doodgemaak. So wat beteken dit? Dat as jy 72.000 engele vat en jy maal dit by 185.000, hoeveel mense kan hierdie engele doodmaak in 1 nag? Hulle kan 13.320 miljoen mense doodmaak. 13.320 miljoen mense doodmaak. Somme vinnig in 1 aand. Nou, wat so amazing van hierdie, is dat Jesus het nie die engel beskerming gebruik nie. Jesus het nie die engel beskerming gebruik nie, sodat ons dit kan gebruik. Want Jesus het geweet, as hy hierdie engel beskerming moes gebruik, wat gebeur? Dan sal hy nie die lam van God kan wees om te sterf op die kruis nie. So hy het geweet, dis die wil van die Vader, dat hy moet sterf op die kruis. So hy kan nie hierdie engele kry om hom te beskerm nie. Maar nou kan ons daai engel beskerming kry. Ons kan die weermagte van die hemel gebruik om ons te beskerm. Prys die Here. Halleluja. So God die Vader het bonatuurlike bystand en hulp vir Jesus gegee. Wat presies is wat hy vir jou sal doen wanneer jy deur moeilike tye gaan. As jy voel dat jou naaste vriende of jou naaste vriend jou verlaat het, is jy nie alleen nie. God is met jou en sal jou die krag gee wat jy nodig het, om deur selfs jou moeilikste ure en tye te kom. Selfs tot in die dood is Jesus met jou, want Jesus het die dood oorwin. Want dit is opstandingslewe, opstandingskrag, wat hy vir ons gegee het in ons gees. Prys die Here. So wat doen jy as jy moedeloos is, as jy moeg is, het geen krag nie, jy voel nie soos jy kan voortgaan nie, jy sê net baie dankie Here, dan jy kan verklaar Psalm 91 en salf jouself. En dan wat gebeur? Die engele, hierdie engele, en met 'n prentjie van 'n engel reg kry, die engele is nie klein engele soos wat die
die tekenprentjies in dit maak nie. Hierdie engele is skitterende, magtige, glorieryke, kragtige engele. Prys die Here. En dan wat doen hulle? Hulle kom en hulle versterk jou. Hulle kom en gee jou boodskappe. Hulle kom en sê vir jou nee, doen dit. Soos byvoorbeeld die engel het na Filippus toe gekom en hom 'n boodskap gegee. En die engele kom en gee jou krag. So wat doen engele? Hulle versterk jou, hulle gee jou boodskappe en hulle beskerm jou. Halleluja. So kom ons verklaar saam Psalm 91 en ons gaan dit doen deur om 'n liedjie te sing. Hy wat in die skadu van die Allerhoogste sit, in die geheime plek, sal vir God kan sê, U is my bergvesting, my toevlug, op wie ek vertrou. Want U sal my kom haal by die diepste donker plekke waar ek omring word deur die doodsgevaar. Ja, U vlerke van my toe, onder die troue vleuels vind ek my skuiling. Vure is my skuld, my bevryding. Ek sal nie bang wees nie vir die onheil in die nag of verwoesting in die dag. Ek sal nie bang wees nie of alle 1000 aan my sy, die langs my, ek sal nie bang wees nie. En hier kruip ek weg in die hoogtes by die hoogste, alles veilig in die hand. Buite die bereik van die vyand en sy magte, omring deur engele aan elke kant. Want U laat my dra, veilig oor alles wat verskeer, vergiftig, begrys elke aanval wat op my gerig is. Ek sal nie bang wees nie vir die onheil in die nag of verwoesting in die dag. Ek sal nie bang wees nie of alle 1000 aan my sy of 10.000 hier langs my. Ek
Halleluja. So maak nie saak in wat se moeilike situasie jy is nie. Roep uit na die Here, sê dankie Abba Vader, dankie Koning Jesus, Heilige Gees dat U my help. Dankie Here dat U al klaar al daai stres gevat het. So ek hoef niks van hierdie stres te vat nie. En dan wat doen jy dan? Jy salf jouself met olie. Jy weet dat jy in Christus is. Jy moet daai bewussyn hê dat jy in Christus is. Dis hoe jy die wedloop hardloop. Hierdie wedloop van geloof om te weet dat jy die geregtigheid van God in Christus is. En dan salf jy jouself met olie en jy verklaar, sing, sê Psalm 91. Halleluja. Prys die Here. Baie dankie Koning Jesus dat U deur alles gegaan het vir ons op die kruis. Dankie dat U ons geregtigheid is en dankie dat ons in U is, dat ons veilig is, dat U ons bergskuiling is, ons rotsvesting, ons God op wie ons vertrou en op wie ons staat maak. En baie dankie Here dat hierdie week dat U ons beskerm, dat geen onheil ons tref, geen plaag naby ons tent kom nie, 1000 kan val aan ons linkerkant, 10,000 aan ons regterkant, dit sal nie naby ons kom nie. Baie dankie Here, met lang lewe sal U ons versadig en ons U heil laat sien, dat ons U sien en bewus is, en dankie Here dat ons elke dag bewus is van U wat met ons is. En baie dankie Here dat U ons seën, ons beskerm, vir die aangesig wat oor ons skyn. Dankie dat U vir ons genade gee en U shalom gee. Yevarechecha Yahweh ve'yishmarecha, Ya'er Yahweh penav elecha v'chuneka, Yisa Yahweh penav elecha v'yasem lecha shalom. Beshem Yeshua in Jesus se naam. Amen. Halleluja.